Baie welkom by Versteekte Juwele. 'n Mens wonder soms hoekom sekere goed op sekere plekke in die Bybel staan. Ons lees eenmal in verskillende evangelies van Simon van Sirene. Sirene ergens in Noord-Afrika. Hy was die man wat deur die Romeinse soldate gedwing is om Jesus se kruis verder te dra toe hy te swak geword het om dit self te doen. Van Simon weet ons niks meer nie, behalwe dat hy op daardie oomblik in Jerusalem ingekom het van die platteland af, waarskynlik met die oog op die Paasfees wat op hande was. Maar hierdie dra van Jesus se kruis het 'n omwenteling teweeggebring in Simon se lewe. Ons lees niks daarvan nie, maar die verdere lewe van sy gesin getuig daarvan. Naby aan die einde van Markus se evangelie, waar Simon genoem word, word sy twee seuns ook genoem, Rufus en Alexander. Hoekom sou hulle hier genoem word? Dan duik Rufus se naam weer op aan die einde van die Romeinebrief in die groeteboodskappe. Wat ons wel vermoed is dat Markus werksaam was in Rome op 'n later stadium saam met Petrus en dat hy die Romeine leer ken het en dat hy hierdie evangelie van hom waarskynlik gerig het aan die Christene in Rome. En waar hy dan Alexander en Rufus noem, moes hulle bekend gewees het aan die Christene in Rome. En dan stuur Paulus later groete vir Rufus in Rome. Rufus word genoem 'n voortreffelike werker. Ons weet nie wat hierdie werk behels het nie, maar ons lees dit was in diens van die Here, of dit nou in die kerk was of verder. Blykbaar het Rufus se ma hom ook gevolg of vergesel na Rome toe. Ons weet nie of sy pa Simon op daardie stadium al oorlede was nie, maar vir Rufus se ma is daar ook groete. Hierdie ma van Rufus het ook vir Paulus groot betekenis gehad. Waarskynlik nadat Paulus tot bekering gekom het en na 'n tyd weer terug is Jerusalem toe, kon Rufus se ma vir Paulus ook besondere betekenis gehad het daar as 'n nuwe jong Christen. So is Simon se hele gesin geraak deur sy dra van Jesus se kruis. En die verdere vrug daarvan is duidelik. Simon se vrou en sy seun word spesiaal vermeld in die groeteboodskappe in die Romeinebrief as steunpilare. En dit is die soort Christene wat die kerk nodig het en wat 'n verskil maak.